Ek gaan julle nooi om julle Bybels te neem en saam met my te blaai in die woord van die Here na Filippense hoofstuk 3 en ek gaan daar vanaand die woord uit hierdie twee verse uit bedien, baie bekende gedeelte in die Bybel. Die apostel Paulus aan die woord en Paulus skryf die volgende. Hy sê: broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Net tot sover. Nou, liewe gemeente, ons staan vanaand eintlik voor 'n baie unieke oomblik. Ons het nie net aan die einde van 'n dag gekom nie net aan die einde van nog 'n jaar nie, maar ons staan as waar op die drempel van 'n nuwe hoofstuk. En ek dink as ons vanaand terugkyk oor 2025, dan is die werklikheid daarvan dat baie van ons dalk vanaand hier sit met gemengde gevoelens. Vir baie van ons was dit 'n uitsonderlike goeie jaar gewees en ek dink ons kan almal vanaand terugkyk oor soveel hoogtepunte. Nee, ek wil jou vra om so 'n bietjie 'n paar hoogtepunte in jou eie lewe bietjie in herinnering te roep. Daar was mooi tye gewees, ek dink aan die mooiste tye wat ons beleef het hier in die gemeente, maar ek dink ook in elkeen van ons se lewens, ook persoonlik. Maar dit is ook so dat sommige van ons dalk vanaand hier sit en voel dat die jaar was nie so goed nie. Ja, sommige van ons mag dalk sê die jaar was 'n mislukking. Van ons het goed begin, baie toegewyd geleef, in die begin van die jaar baie planne gehad, maar iewers langs die pad het ons so 'n bietjie fokus verloor. En ja, soms gebeur dat omstandighede ons soms ook beroof van hierdie goeie voornemens wat ons gehad het, beroof van ons oorgawe, beroof soms van ons roeping en ook selfs die bediening wat God aan ons toevertrou het. Verander was 2025 'n jaar van uiterlike sukses gewees, nee, daar is dalk 'n titel, 'n posisie, 'n inkomste, 'n nuwe motor, 'n eiendom of 'n bankrekening om daarvoor te wys. Maar as jy vanaand eerlik is, dan sal jy dalk erken dat midde van al hierdie dinge is daar tog maar diep binne iewers ook 'n bietjie leegheid. 'n leemte wat jy weet, wat geen prestasie of geen materiële welvaart kan vul nie. En ek dink daarom is die vraag wat vanaand oor almal van ons hang, is as ons vanaand elkeen na ons lewenswerk moet kyk en dit moet weeg, is die vraag is, sal dit ewigheidswaarde dra? Kan ek en jy vanaand as gelowiges, wat baie goed weet dat ons burgerskap is in die hemele, is nie hier op aarde nie, wat baie goed weet dat ons met Christus gekruisig is en dat ons nie meer leef nie, maar dat Christus nou in en deur ons leef. Kan ons vanaand sê, soos wat Paulus eens gesê het, vir my was die lewe in 2025 Christus, en ek het soos Paulus ook alles as drek beskou om Jesus Christus as wins te verkry. Ek dink ons is almal baie goed vertroud met die verhaal van Paulus, en Paulus skryf in Filippense 3 as iemand wat al beide kante van die lewe gesien het, en ook aan beide kante van die lewe gestaan het, en ek dink daarom kan Paulus vanaand juis 'n oproep doen op ons as gelowiges hier, aan die einde van 2025, om vanaand opnuut weer die koers en ook die inhoud van ons lewenswerk te oorweeg, en ek glo en vertrou met die hulp van die Here vanaand ook, voordat die jaar uitgeloop het, ook ons lewenswerk weer te herkalibreer, en onsself te vra, was ons lewenswerk in 2025 'n welgevallige offer aan die Here? Nou, ek weet vir vanaand klink dit vir sommige van ons soos nuwejaarsvoornemens, en sommige sal sê dat hulle enigste nuwejaarsvoorneming is om nie nuwejaarsvoornemens te maak nie. Nou, Rayvon, dit klink vir my soos 'n nuwejaarsvoorneming, nê? Ja.
Jy kan altyd sien of daar nuwejaar voornemens gemaak was nie, wanneer jy Januarie maand by die gym aansluit. Is julle met my? Die gym is vol, ja, Februarie maand, bietjie rustiger, Maart maand ken almal mekaar op hulle name, maar teen April is dit net jy, iemand anders se personal trainer en die ander ou wat ook met skuldgevoelens worstel. Party mense sê ek maak nie nuwejaarsvoornemens nie, ek laat die Here my lei. Maar as jy eerlik is, beteken dit soms maar net ek wil nie verantwoordelikheid neem vir my lewe of vir die veranderinge wat ek moet maak nie. Ek aan die ander kant persoonlik glo daarin. Ek glo in nuwejaarsvoornemens. En alhoewel God buitekant tyd en ruimte met ons as mens werk, het hy gekies om ons tyd ruimtelike bestaan te betree, werk hy met ons in tyd, tye, seisoene. En is 'n nuwe jaar, 'n geleentheid vir ons almal om weer te probeer, kan ek 'n amen kry? Om weer te omhels, weer te kies, omdat ons besef dat die keuses wat ons maak, die rigting en die uitkoms van 'n mens se lewe bepaal. Die vryheid het God aan elke mens gegee en vanaand het ons ook weer daardie vryheid om te kies. Ek kan vanaand kies of ek in ou patrone, lewenspatrone wil bly. Ek kan vanaand kies of ek met onvergifnis my nuwe jaar wil ingaan en dit saam met my wil indra. Ek kan vanaand kies of ek in 2026 oop vir verandering gaan wees. En ja, mense is in vandag se tyd nogal sinies oor verandering, nee, selfs die sielkunde sê verandering gebeur stadig en baie mense verander nooit nie. Maar ek kom vanaand en ek wil vir jou sê ek glo dat mense kan verander. My eie lewe is 'n getuienis daarvan. En ek sê dit nie vanaand omdat ek in myself sterk genoeg was nie, maar omdat ek die Heilige Gees toegelaat het om betrokke te raak in my lewe. En net soos Paulus daardie dag op pad na Damaskus, onthou julle daai verhaal in Handelinge 9 toe hy Jesus ontmoet het, net soos wat hy ook 'n keuse gehad het of hy daardie dag wou aanhou skop teen die prikkels toe die Heilige Gees met hom begin werk en praat en hy 'n keuse gehad het om aan te hou leef soos wat hy geleef het, onafhanklik, met eie insig, eie krag, eie wysheid, het ek en jy vanaand ook 'n keuse. Ons is vanaand hier, ons het dieselfde Gees in ons wat Paulus geprikkel het. Ons het dieselfde Gees wat in sy lewe gewerk het, wat verandering gebring het. Hy is vanaand in ons midde. Ons kan of bly waar ons was, of ons kan kies om die Heilige Gees vanaand in ons lewenswerk in te laat. En weet jy wat, wanneer ons besluit om saam met God te werk, sê Paulus dat hierdie God wat ons vanaand besing het en aanbid het en gesê het heilig, heilig is die Here, is hierdie God by magte om te doen ver bo kan dit wat ons kan bid of dink. Hy kon iemand soos Paulus vat wat eintlik 'n vervolger van die kerk was, iemand wat gedink het dat hy in sy eie krag en eie vermoë uit sy eie werke uit goed genoeg kon wees. Hy kon so harde hart vat dat hy kon hom verander. En hy kon hom een van die grootste apostels van die Nuwe Testament maak. Ek wil vanaand vir jou sê, daar is niks wat God nie kan verander, as ons bereid is om die Heilige Gees 'n kans in ons lewens te gee. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, die Here staan gereed op die vooraand van 'n nuwe jaar, en hy wag vir jou en vir my om saam met hom te werk. En daarom op die vooraand van hierdie nuwe jaar, 'n nuwe seisoen, 'n jaar wat ons as gemeente betree onder die tema jaar van groei, is daar 3 dinge wat ons uit hierdie gedeelte uithoor wat Paulus sê, ons vanaand kan doen om ruimte te skep vir God in ons lewens, en ek gaan dit kort hou, sodat julle nie aan die slaap raak vanaand nie. Die eerste ding wat Paulus sê is, hy sê, ons moet vergeet van die dinge wat agter ons lê. Filippense 3:13-14 ek herhaal, hy sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. En let wel, Paulus begin nie by 'n droom nie, hy begin met losmaak.
Luister vanaand, as jy vorentoe wil gaan, maak nie saak vanaand hoe groot jou droom of visie is nie. As jy vorentoe wil gaan, maar jy slaag nie daarin om los te maak van wat agter jou is nie, gaan die verlede jou verhoed om die hede en ook die toekoms in besit te neem. En baie van ons se uitdaging is ons dink ons kan met al die klippe in ons hart wat ons bymekaar gemaak het in 2025, kan ons bly vorentoe gaan en dan wonder ons baie keer hoekom die pad vir ons baie keer so swaar en so moeilik raak. Prediker 3 sê vir ons in verse 5, hy sê, daar is 'n tyd om klippe weg te gooi. En daar is 'n tyd om klippe bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om op te hou om te omhels. En ek is vanaand hier om vir jou te sê, vanaand is nie die tyd om nog klippe bymekaar te maak nie, vanaand is die tyd om die klippe wat in ons harte is, uit te haal en dit neer te lê en dit in 2025 agter te los. Ek wil vanaand vir jou sê, jy kan nie vorentoe beweeg terwyl jy die heeltyd in jou triespieeltjie kyk nie. Daar's 'n goeie rede hoekom die voorruit van 'n kar groter is as die triespieeltjie. En party van ons het ongelukkig die triespieeltjie in die voorruit omgeruil, nê? Nee. Ons kyk in die triespieeltjie na die toekoms en in die voorruit na alles wat agter ons lê. Ons is vasgevang in die foute van die verlede. Kom kerk, ons almal weet waarvan Paulus praat vanaand, seer, skuld of selfs suksesse. Dis net jy wat kan losmaak. God sal jou help. Maar jy moet jouself vanaand vergewe. Weet jy, ek het die ander dag praat ek met iemand. En 'n wildvreemde ou wat hier by die kerk opgedaag het. Kom maar na die pastorie toe en ons raak in die gesels en hy sê, Pastoor Michael, hy sê die een ding waarmee ek die meeste sukkel in my lewe, is nie om ander mense te vergewe nie. Hy sê maar is om myself te vergewe. En dis 'n realiteit vanaand vir elkeen van ons. Luister, almal van ons lewens, daar dinge gebeur, ons almal het 'n lewensstorie. Ons almal het foute gemaak. Niemand se lewe het perfek verloop nie. Ek dink dis een van die groot dinge wat ons vashou in ons lewens, is die feit dat ons onsself nie kan vergewe nie. Maar luister, vanaand kan niemand jou dit vir jou doen nie. Jy moet daai besluit neem om te sê, ek gaan 2026 in en ek gaan finaal dit wat agter my lê, gaan ek agter my los. Ek gaan myself vanaand van harte vergewe. Jy moet ophou om jou identiteit te bou op wie jy was. Jy, wat jy verkeerd gedoen het, of selfs wat jy reg gedoen het. En ek wil vanaand vir jou sê, die vyand sal ons elke dag herinner aan die verlede. Dit is een van die grootste gevegte wat ons elke dag in ons kop moet wen. Maar ek wil vanaand ook sê, dat so gevaarlik is wat dit is om vas te hou aan gister se mislukkings, net so gevaarlik is dit om vas te hou aan gister se suksesse. En Paulus sê dit eintlik by implikasie ook, want hy verwys na homself as hierdie ou wat hierdie wonderlike suksesse in sy lewe gehad het. Hy was hoogs geleerde gewees, onder Gamaliel gesit, fariseer van fariseërs, een van die slimste ouens van sy dag gewees, suksesvol gewees in die oë van mense. Maar ek wil vanaand sê, net soos wat sukses of mislukking jou kan terughou om vorentoe te gaan, net so kan sukses jou terughou as jy daaraan vashou. Mense wat vandag nog leef, op dit wat hulle 20 jaar terug gedoen het. In die kerk hoor ek dit baie, en ek het ook al so gepraat, pastoor, onthou jy toe ons dit gedoen het? Ja, ek onthou. Ek onthou daai wonderlike tye, en dis great. En die Here het in die verlede op wonderlike maniere gewerk, maar luister hier vanmôre, die Here doen in elke seisoen, doen hy nuwe dinge, doen hy iets nuuts. En as ek en jy dink dat ons die goeie van gister, selfs dit wat God deur sy Gees in sy kerk en in ons lewens gedoen het, net elke jaar kan copy en paste en hoop dat God op dieselfde manier gaan werk, dan sit ons God in 'n boks en dan ruil ons eintlik die rolle om. Luister hier vanmôre, ons moet vanaand vra, wat is dit wat die Here in 2026 wil doen, en ons moet ruimte maak daarvoor dat God sal doen wat hy wil doen in die seisoen waarin ons nou is. En ek wil vanaand dit sê, God werk nuut in elke seisoen. En dit is juist daarom dat hy uit ewigheid uit, binne tyd en ruimte,
ingekom het en met ons in tyd, tye en seisoene werk. Die skrif is vol daarvan. En daarom vra elke seisoen van ons 'n nuwe oorgawe. Elke seisoen vra van ons vars geloof, vars gehoorsaamheid. Elke nuwe seisoen vra 'n nuwe maat of vlak van opoffering van jou en my, en dit gaan nie lyk soos wat dit in 2025 gelyk het nie. Hoor vanaand wat sê die Here in Jesaja 43, 18, 19, hy sê, daarom dink nie aan die vroeëre dinge nie, en slaan geen ag op wat verby is nie. En ek glo dis 'n profetiese woord vir iemand vanaand, 'n woord wat hierdie jaar soveel keer gefeature het, en waarom die Here ons herinner het, en selfs hierdie week weer, in ons personeelgroep en op ons sosiale media, ons het nie eens met mekaar gepraat nie, maar is 'n teken daarvan dat die Heilige Gees besig is om ons attent te maak op verandering wat kom. Hy sê, dink nie aan die dinge wat vroeër was nie, slaan geen ag op wat verby is nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie bemerk nie. Hy sê, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, ek maak riviere in die wildernis. God sê nie, vanaand onthou nooit nie. Ja, ons kan onthou wat verby was, goed en sleg. Maar hy sê, ek wil nie julle moet daar bly leef nie, want daar is dinge wat ons moet onthou om wys te wees, maar daar is dinge wat ons moet laat los om te kan groei. En vanaand sê die Here, moenie net terugkyk nie, kyk, ek doen iets nuuts in jou lewe. En jy moet ruimte maak vir nuwe dinge. En dan kom Paulus en hy sê, wanneer ons die verlede in die verlede gelaat het, moet ons osself uitstrek na die dinge wat voor ons lê. En hier gebruik Paulus die beeld van 'n atleet. Iemand wat sy hele liggaam vorentoe rek, arms uitgestrek om die wenstreep te haal. Nou enige iemand wat nou al gehardloop het, sal weet waarvan ek praat. Nee, daai laaste uitstrek vra ekstra moeite. Nee, die betekenis daarvan, we dra die gedagte van om jouself uit te rek, om jou hele lyf vorentoe te strek soos 'n atleet, om intensief vorentoe te reik. En Paulus, wanneer hy hierdie woord gebruik, in die teenswoordige voortdurende tyd, spreek dit nie van iets wat ek eenmalig doen nie. Ek strek myself nie net uit wanneer ek Sondag kerk toe kom nie. Ek strek myself nie net uit waar daar miskien 'n bietjie meer geloof van my vereis word nie, maar hy stel dit as iets wat voortdurend gedoen moet word. Dis met ander woorde 'n leefstyl, is 'n lewenswyse wat God wil hê by ons teenwoordig moet wees. Nou, ek wou vir Adrian gevra het om vir ons te wys, want hy is 'n naloper op skool gewees, maar hy sou dit nou goed kon demonstreer, want hy het die conference daarvoor. Maar ek onthou toe ons op skool was, Adrian, nee, bly sit asseblief. Ek onthou toe ek op skool was, 'n ou wat in ons matriekjaar van 'n ander dorp af gekom het. Ek dink jy sê daar van Welkom af gekom. Al die vreemde, as baie vreemde ouens wat daar van Welkom af kom. Ek kom ook van Welkom af. En die storie het toe geloop toe in die skool inkom dat hy 'n naloper was, en die dag van die atletiekbyeenkoms spring die manne toe weg en almal het gedink hy gaan wen, want hy het gesê hy hardloop die 100 meter onder 10 sekondes. Maar so na 30 meter was dit duidelik dat sy spoed nie genoeg was nie, en hy het dit natuurlik ook besef. En in 'n poging om te red wat te redde is, het hy begin dip op die 40 meter merk. Nou weet julle wat dip is? Nou dip is nou juist daar wanneer jy nou net so amper op die einde is en jy begin jouself uit te strek om oor die wenstreep te gaan. Nou hy het op die 40 meter merk het hy begin dip, want hy het besef hierdie manne is besig om hom verby te vat. En vir die volgende 60 meter het hy homself ongemaklik uitgestrek na die wenstreep toe, en kry daai prentjie in jou kop vanaand. Dis wat Paulus sê. Dis die beeld wat hy gebruik, en ek wil vanaand vir jou sê, luister, jy gaan nie groei in 2026 as jy nie bereid gaan wees om jouself uit te strek na die drome en die dinge wat God vir jou lewe instoor het nie. Jy gaan nie groei in 2026 as jy weer die bare minimum met jou lewe en jou geloof gaan doen nie. En baie mense leef so, doen net genoeg om nie in die moeilikheid te kom nie. Net genoeg om nie moeg te word nie. Net genoeg om nie gefire te word by die werk nie. Hulle handhaaf die status quo, maar het aan die einde van die jaar ook nie veel om te wys vir hulle lewenswerk nie. En tereg het iemand by geleentheid gesê, if your habits
don't change, you won't have a new year, you will just have another year. If your habits don't change, you'll just have another year. En die grootste rede is nie omdat hulle dit nie in hulle self het nie, of die Here die wonderlike plan vir ons lewens het nie, maar Paulus sê, dis omdat baie mense nie 'n lewensvisie het nie. Paulus sê, ek strek my uit na die dinge wat voor my lê. En as ek jou vanaand sou vra, wat lê voor vir jou lewe, dan raak dit om die vraag van visie. Wat sien jy vanaand? Wat droom jy oor jou lewe en oor jou toekoms? Is jy vanaand hier net besig om te survive? As ek jou vra, wat is jou visie? As ek jou vra, waar wil jy wees teen die einde van 2026? Waar wil jy wees? Waartoe is God op pad met jou lewe? Kan jy vanaand vir my sê dat jy 'n lewensvisie het? Want as jy jouself moet uitstrek, dan moet jy jouself uitstrek na iets. En as jy nie weet waarna jy jouself uitstrek nie, gaan jy nie in die wedloop bly nie. En ek wil vanaand vir jou sê, vir iemand sê, dat die enigste manier hoe jy daar gaan kom, dan kan ek dit sommer net in plain Afrikaans vanaand sê, is as jy vanaand 'n besluit gaan neem om skouer aan die wiel te sit en ophou sê, môre is nog 'n dag. Ophou sê, keisera sera, whatever will be, will be. Luister, as jy die lewenswerk wat God vir jou gegee het, as jy dit wil voltooi, as jy aan die einde van jou lewensreis wil kom, 2026, en wil sê, ek het die wedloop met volharding geloop, en ek het gedoen wat God vir my gegee het om te doen, gaan jy vanaand 'n besluit moet neem. Jy gaan uit jou comfortzone uit gaan in 2026, want ek wil vir jou sê vanaand, groei vind nie in ons gemaksone plaas nie. As jy wil groei, dan gaan jy ongemak moet verduur. Die visie, vra jouself vanaand, waarin is jou pad? En is die visie wat jy het, is daardie visie, is Christus deel daarvan, is sy gemeente, sy koninkryk ingesluit, want as dit nie is nie, sal jy volgende jaar weer by dieselfde plek wees, gelaat met dieselfde leë gevoel. Paulus sê, luister mooi, hy sê, ek jaag na die doel om die prys te verkry, van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. En dan in die laaste plek sê Paulus, ek jaag na die doel. Die Engelse vertaling sê, I press toward the mark. En die woord jaag beteken daar om die druk vorentoe te beweeg. En daai woord, as ons daai woord 'n bietjie bestudeer in die grondtaal, beteken dit 'n hele paar dinge, to press on, to pursue in a hostile manner, to persecute, to be mistreated, to suffer persecution on account of something. En wanneer Paulus daai woord gebruik hy dit vir 'n rede. Hy gebruik dit sodat ons as gelowiges moet besef dat as ons lewenswerk wil voltooi, as ons vir Christus wil leef in 'n gebroke wêreld, gaan ons moet besef dat dit met persecution gepaard sal gaan. En ek wil so ver gaan vanaand om te sê, as jy in 2025 geen persecution vir jou geloof en vir Christus beleef het nie, dan is die kans goed dat jy nie Christus perseel het nie. Paulus sê, dit gaan met lyding gepaard. Hy sê ons is genadiglik deur God geroep, nie net om te glo in die evangelie nie. Die glo gedeelte is maklik. Dis die gedeelte waar ons kerk toe kom en liedjies sing en hoendervleis kry en huis toe gaan, Bybel lees, God aanbid en dien op ons eie terme en tyd, maar Paulus sê ons is genadiglik dit deur die Here geskenk om nie net te glo in die evangelie nie, maar ook vir hom te ly. Dis genade as ons ly vir die evangelie. En wanneer Paulus daai woord gebruik, herinner hy ons daaraan dat ons kinders van God het geloof implikasies. Wanneer jy Jesus en sy koninkryk en plan vir jou lewe pursue, sal dit met persecution en met pressure gepaard gaan. Die wet van Newton, nou moenie my vra om dit nou 100% te artikuleer nie, maar dit kom basies hierop neer, is dat as daar nie afwaartse druk op 'n voorwerp is nie, is daar geen vorentoe beweging nie. En ek wil vanaand vir jou sê, en die Here het vir my gesê in my binnekamer,
En dalk was dit net vir my, maar ek glo dit is van toepassing op almal. God gaan druk gebruik in 2026 om jou nie te breek nie, maar om jou te vorm en jou te help om te groei. Die jaar wat voorlê is 'n jaar van groei. Groei is 'n keuse. God wil hê ons moet groei. Dis die hart van God. Sy koninkryk staan in die teken van groei. Maar dis 'n keuse wat jy gaan maak om te sê, Here, ek is bereid om op hierdie pottebakkers wiel gesit te word. Laat die groot hand van die pottebakker die klei vat en dit vorm en maak met die klei wat hy wil, want hy kan, hy is God. God weet baie goed, dis in die druk wat ons karakter gevorm word. Dis in die druk waar die geur van Christus vrygestel word. En dis waar die druk waar God ons voorberei vir ons lewenswerk. Dis in die druk wat ons ontdek wie ons is en wat ontbreek. Dis in die druk wat ons die mens ontdek wat ons nie wil wees nie, maar wat verander en vernuwe moet word na die beeld van Christus. En daarom wil ek vanaand afsluit met hierdie woorde van Paulus. Paulus sê, hy sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Hy sê maar een ding, en mag dit vanaand ook die woorde van ons harte wees, terwyl ons 2026 ingaan. Een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Boeties en sissies, luister vanaand, dis 'n keuse. Kan ons hierdie jaar ingaan met 'n vaste besluit om 2025 agter ons te los, die slegte sowel as die goeie. Kan ons soos Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus, ons Here. My gebed vir elkeen van julle wat vanaand ingekom het, is dat 2026 vir ons 'n jaar van ongekende groei sal wees. Dat jy sal groei na gees, na siel en na liggaam. Maar meer is dit, dat die beeld van Christus in hierdie jaar wat kom in jou lewe gevorm sal word. Dat ons sal opgroei na die mooie beeld van Jesus, wat volmaak is. En dis graag waar die Here met ons lewens wil gaan. Kom ons sluit die oë net vir 'n oomblik, aanbid ons saam. Liefdevolle Hemelvader, baie dankie dat ons by die aanvang van 'n nuwe jaar die geleentheid het om weer te probeer. Maar Here, nie weer probeer uit menslike krag nie, maar weer probeer met die wete dat U wat die goeie werk in ons begin het, in ons woon, en dat U beloof het om daai goeie werk wat U begin het te volëindig. En Here, ons wil vanaand nie na buite kyk, ons wil nie na onsself kyk nie, want daarin lê net mislukking en teleurstelling. Ons wil vanaand na binne en na bo kyk. Na die een by wie niks onmoontlik is, die een wat harte kan verander, wat lewens kan transformeer. Vader, agter elkeen van ons lê daar 'n jaar van baie dinge. Daar was struikelblokke, daar was teleurstelling, daar was verliese. Ons het U teleurgestel, ons het ons self soms geval. Maar Here, vanaand neem ons 'n besluit om die dinge wat agter ons is te laat gaan. Ons wil selfs die suksesse waar U ons deurgedra het en alles wat ons bereik het, wil ons vanaand ook neerlê. Ons wil die krone van 2025 by die voete van Jesus kom los. En Here, ons dankie dat ons ook suksesse kon hê en dat U daardie suksesse ook gebruik om ons in die toekoms in te vat. Maar Here, ons wil U vertrou vir steeds groter dinge. Ons wil U vertrou dat U vir ons 'n nuwe visie sal gee. Dat U die visie wat ons dalk reeds het, vir ons nog duideliker sal maak. En Here, dat ons dit wat U in U hart vir ons lewenswerk het, dat ons dit hierdie jaar met alles wat in ons is sal aangryp en dat ons aan die einde van 2026 sal terugkyk en sal kan sê,
Ons het ons lewenswerk volbring. Die werk wat U vir ons gegee het vir 2026 het ons volbring tot eer van U naam. Heilige Gees, U wat die kenner van elke hart is, my gebed nou, dat U sal stil staan by elke een. En kerk, ek wil jou vra net daar waar jy sit, sommer net 2 dinge in jou eie woorde, as 'n uitnodiging vanaand. Die rig van dit wat jy vanaand gehoor het, wil jy nie net in jou eie woorde, net so 'n bietjie met die Here praat nie. Sê, Here, hier is die dinge wat ek vanaand neerlê. Hier is die dinge wat ek vanaand los. Daai selfverwyd, daai dinge wat hierdie jaar net eenvoudig toegelaat het dat my lewe ontspoor. Ek kom lê dit vanaand neer. Dis 'n kans vir ons om oor te begin. Dis 'n nuwe bladsy, dis 'n nuwe hoofstuk. En dan wil ek jou vra om, terwyl jy met die Here praat, net vir 'n oomblik net stil te word en te luister wat hy vir jou vanaand terug sê. Oor sy stem vanaand. Geliefde kind. Nuwe visie, Here. Vir elke een. Ons sluit die droom vir 'n lewenswerk vanaand opnuut. Here, ek bid dat nie iemand sal uitstap vanaand hier sonder rigting nie. Al is dit net 'n skadu van die werklike. Al is dit net 'n unction in hulle gees. God het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n lewenswerk wat hy wil hê jy moet volbring. Hy het jou geplaas in jou wêreld waar jy is vir 'n rede. Jou lewe maak saak. Jou werk maak saak. Jy maak saak vir die Here. Anker jouself vanaand opnuut aan hom. En kom ons jaag na die doel. Die hoë roeping van God in Christus Jesus. En ons laat hom toe om hom te verheerlik. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.